My skoonouers bly by ons en ek is op. Hallo julle, welkom by nog 'n episode van Tee in Afrikaans. Ek is Megan Hatting en ek lees graag vir ons vandag se verhaal. Kom dat ek julle nou vertel wat aangaan, want ek voel ek gaan bars. Ek en my man is nog nie eers 'n jaar getroud nie. Geen kinders nie, net ons twee. Nie meer nie. Sy ouers se huurhuis is verkoop en uit pure goeie harte het ons gesê hulle kan vir 'n paar maande by ons kom bly. Ek het nie 'n probleem gehad nie. Ek het nog altyd goed oor die weg gekom met hulle. Maar nou is my geduld so bietjie op. My skoonpa is heel chill. Hy probeer ten minste. Maar my skoonma is 'n ander storie. Sy sit die hele dag. Sy doen nie veel nie. Ek en my man werk, kom moeg by die huis en dan moet ek nog kos maak vir almal. En ja, ek moet die kos agter hulle aandra. Sy vat nie in sy besem nie en as ek op my afdag by die huis wil skoonmaak, dan verdwyn sy somme. Sy moet iets gaan doen of iewers wees. En dan, die deel wat my regtig laat kwaad word is, ek het al gesien sy krap in ons kamer. Wat soek sy daar? Die deur kan nie sluit nie, so sy stap in wanneer sy wil. Ek voel nie eers meer veilig in my eie huis nie. Ek sal nou nie sê veilig voel is regtig die manier om dit te stel nie, maar ek sal sê soos jy voel dat jou privaatheid nogals invade word, want wat soek sy in julle kamer? Sy skinder ook van my en vertel vir mense ek het 'n attitude. Ek, die een wat alles doen. Ek kan nie glo sy doen dit nie. My man sê ek moet haar net ignoreer, dat hulle net tot aan die einde van die jaar gaan bly, maar soos ek nou voel kan hulle sommer môre al gaan. Sy meng in wanneer ek en my man praat, sy gee kommentaar oor alles en sy dra R600 by van Sassa geld. Maar ons moet nogal rookgewoontes ook finansier. Ek is moeg om kos te maak, moeg om skoon te maak, moeg om te glimlag, moeg om te voel dat ek maar net moet aangaan met my lewe asof hulle nie daar is nie, maar net nog steeds vir hulle moet alles doen. So wat doen ek nou wanneer my skoonma my vrede steel, my huis steel en oor die grense gaan? Moet ek net deurdruk tot het einde van die jaar toe of moet ek 'n ernstige gesprek voer? Dit is nou nogals 'n moeilike situasie waarin jy is, want dit is tog jou skoonfamilie, dit is jou skoonma en jou skoonpa en obviously het hulle nou julle hulp nodig. So, dit is, mens kan nie net sê, ag jy nou eie huis uitskop nie, voordat jy 'n gesprek gehad het nie, ek dink nie, dis nie die regte ding om te doen nie, mens moet verseker eers oor iets gesels en kyk of dit opgelos kan word, maar ek voel soms nou gesprekke soos dit verander mense verhouding relatief, maar ek dink dit is nodig, dat jy grense stel, dat jy reëls maak in die huis. Dit is nou moeilik om reëls te maak met jou ouers, maar soos jy het reëls in jou huis. Soos ek weet, jy sê nou jy het nie kinders nie, maar even ons wat kinders het, ons kinders ken die reëls in ons huis. My maale, my skoonouers, hulle ken ons reëls. So ek voel, dit is silly reëls, nee, soos laat ek 'n voorbeeld gee, soos byvoorbeeld, ons maak die kombuis elke aand skoon, ons los hom nie net dat hy so lê nie, want anders as ons opstaan is dit chaoties, ek hou nie van dit nie, dit is nie vir my aan nie, maar daarom hou my man ook nie daarvan nie, jy weet, so ons is op dieselfde bladsy, en byvoorbeeld, ons maak stel speelgoed op elke dag, voordat die kinders gaan stort. Dit is 'n reël wat effens buigbaar is, want dit is nie altyd moontlik nie. Dit is nie want die seuns is moeg of dit raak bietjie laat, maar dan sal ek en my man seker maak ons doen dit saam. Dis net 'n silly voorbeeld. Soos daar moet reëls wees, daar moet boundaries wees wat hulle kan volg en ek dink ook as jy nie 'n boundary stel nie, gaan hulle nie weet dat hulle hom moet volg nie. Maar ook aan die ander kant dat ek voel ook jou ouers hulle moet vanselfsprekend kan verstaan dat hulle moet help in die huis. Hulle gaan nie net daar wees en soos, jy weet, hulle bly nie in 'n hotel of something nie. Hulle moet jou help skoonmaak, hulle moet help kos maak. So, nommer 1, gesels met jou man dat jy op dieselfde bladsy is. Jy moet eers kan verstaan wat die ander een verwag voordat jy met jou skoonouers kan gaan gesels. Dat jy as 'n span kan praat daaroor, want dit moet nie kom van jou af nie, dit kom van julle af. En dan, sodra jy op dieselfde bladsy is, dan gaan sit julle, drink 'n koppie koffie, maak tee, 'n lekker beskuitjie of koek,
en sy net julle wil oor ietsie gesels om dinge vir julle verhouding makliker te maak en vir julle lewe makliker te maak en dat julle almal net op dieselfde bladsy kan wees. Ek dink dit sal goed wees om te praat oor soos 'n span as wat dit julle teenoor hulle is. Soos julle moet as 'n span werk sodat dinge kan vloei en dit sodat dit vir almal lekker en aangenaam kan wees. Sterkte met dit julle, dis nie maklik nie. En die rookgewoontes